die Heilige Gees gee my vertrou om op sy altaar te staan en met julle te praat. Groet my leiers in die wonderlike naam van die Here. Dit is 'n blye voorreg reg in die hand van die Here om julle te groet. Terwyl ek daar sit, terwyl pastoor praat oor staan op en word verlig. Maar die Heilige Gees my oor Josef, wat 'n fire carrier was. En die Bybel sê dat dit wat hy dra, maak die ding so persoonlik dat sy familie sy val beplan. En pastoor sê daar is 'n heerlikheid op pad. Maar terwyl daar 'n heerlikheid op pad is daar anders wat deur die vuur wat jy dra uitgeruk word en hulle beplan jou val. Josef was 'n dromer gewees, maar hierdie dag wys God hom nie. Daar sekere punte en plekke waar jy sal op inval, wat die Here jou nie sal wys nie. Wat die Here wil hê, is dat jy jou droom aan die lewe moet hou. Die Bybel sê, hierdie man word 'n put beplan. Hy is op pad put toe met sy broers. En die Bybel sê, pastoor, hy val in die put in met sy droom. Maar terwyl hy in die put is, ontdek hy, dit gaan nie meer oor my droom nie, maar dit gaan oor die realiteit van die put. Dis nou klaar. Die Bybel sê, hy is in die put. En toe hy uit die put uit opstaan, ontdek hy, ek staan in die realiteit van die proses. En nou is ons op pad daarna toe. Daar is 'n heerlikheid op pad. En jy is in die proses. Hierdie proses is persoonlik. Terwyl jy in 2025 in hierdie proses loop, jou begeerte, jou verwagting vir 'n heerlikheid, is daar mense wat saam met jou loop na die put toe. Wees wakker. Ek is klaar. Wees wakker. In 2025 moet jy agterkom. Ek kan nie meer my probleem met enige een sê nie, want ek stap in die proses. Daar is 'n heerlikheid op pad. En hierdie en God is gereed om alles uit jou pad uit te skuif, want hy wil seker maak dat hierdie heerlikheid vir jou kom.